Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal vir my hulp kom. My hulp is die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by julle almal wees. Amen. Nou geliefdes, God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord, deur saam te sing uit lied 518, voel jy soms of die Here te ver is? Wonderlike woorde, kwaad van dis jou Skepper wat praat. Pragtige lied wat aanklank vind in ons harte. Geliefdes, die God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vanaf vers 35 tot 40. En een van hulle 'n wetgeleerde het om met 'n vraag probeer vasleg. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En die twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En aan almal wat hulle sondes voor God bely, gee God opnuut sy genade. In 1 Johannes 2 vers 1 en 2 lees ons, en as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook van die hele wêreld. Almal wat met God versoen is, bely hul geloof in die drie enige God. Kom ons doen ons geloofbelydenis. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun ons Here, wat ontvang is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gesterf is en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou geliefdes, ons het ons geloof bely voor die Here. Kom ons antwoord hom deur saam te sing uit lied 168, Heilige Jesus.
Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Ons bring die Here, Christus die Here, met heerlijkheid is U gekroon. Mooi is die aarde, dit het groot waarde, maar is gering voor U grootheid, Heer. U is ons lewe, U is ons vrede, Die Gees moet ons hier lei en leer. U is die Alpha en die Omega, U kom en elkeen sal U kan sien. U is die eerste, U is die laaste, die ganse skepping sal U dien. Pragtige lied, wonderlike woorde van die ganse skepping sal U dien. Terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoofde in gebed vir ons Heer en Hemelse Vader. Almagtige Heer en Hemelse Vader, Here, ons kom vanmôre weer voor U bymekaar. Ons dank U, Here, vir die geleentheid om U woord te kan verkondig, na U woord te kan luister. En ook net die wonderlike voorreg en genade om met U woord betrokke te wees, Here. Here, dankie dat U vir ons lei, U vir ons behoed en bewaar, Here. Want sonder U genade en U leiding is ons niks nie, Here. Dan kan ons nergens kom nie. Here, van U alleen is ons redding. U alleen is ons skepper. U alleen is ons hulp, ons Vader, ons beskermer, ons bewaarder, Here. Ons dank U daarvoor, Here. Of dit goeie tye of moeilike, slegte tye is, Here. Of dit swaar gaan of dit wonderlik gaan. U is daar, Here. U lei ons en U behoed en bewaar ons. U kyk na ons, Here. Here, maar U weet, ons is sondige mense. Ons staan skuldig voor U. Ons vra U, ons smeek U, Here. Vergewe ons sondes. Verwyder dit so ver soos die ooste verwyder is van die weste, Here, en dink nie meer daaraan nie. Maar Here, U weet ook hoe is ons harte. Hoe is ons lewens? Ons vra om vergifnis van sondes, maar dan bly ons dit steeds in ons siel en ons koppe hamer daarop. Laat ons dit agterlaat, Here. Laat ons vorentoe kyk. Want U woord sê, die wat sy hand in die ploeg slaan en agtertoe kyk sal nie die ewige lewe bereik nie. Help ons vorentoe te kyk, Here. Ons oë gefestig op U, ons verlosser, ons leidsman. U wat die ewige lewe vir ons voorberei om saam te wees, die ewige woning, Here. Here, gaan vanoggend met ons vriende, ons familie wat hier is en oor see woon. Ons dink aan die mense, ons geliefdes in Suid-Afrika, Here, wat onder moeilike tye gaan met die weerkrag en dinge wat net eenvoudig nie reg is nie. Here, dankie ook dat ons soveel goeie geloofsverhale hoor. Soveel interaksie kan hê met Christene, wat U woord getrou navolg, en wat U woord versprei en verkondig. Ons dankie daarvoor, Here. Maak dit nou rustig in ons harte, dat ons kan luister na wat U vir ons wil uit die boodskap sê, Here. Ons vra dit nie omdat ons verdien, Here, maar enkelheid genade, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Nou geliefdes in die Here, ons skriflesing vanoggend kom uit Psalm 121.
'n pragtige psalm, baie kort. Ek lees vir u vanaf vers 1. My hulp kom van die Here, 'n pelgrimslied. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Tot sover ons skriflesing. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van God sal altyd staan. Salig is hulle wat die woord van die Here hoor en dit in hulle harte bewaar. Nou vanoggend is ons tema ons versier op God vir ons lewensreis. Ons kyk daarna vers 8. Hy sê jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Ek wil graag voor ons begin net vir jou uit die ou vertaling vers 7 en 8 lees. Dis op die skerm daarvoor. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Nou geliefdes in die Here, as ons kyk na, ons is almal op 'n lewensreis. In die woorde van Psalm 121, 'n pragtige lied, wat ons herinner aan die getroue sorg en beskerming van God. Hierdie Psalm neem ons op 'n reis van geloof en vertroue. En ons vind troos en versekering in die woorde wat daar uitgespreek word. Mag ons harte oop wees vir die waarheid en die hoop dat deur hierdie Psalm na vore toe kom. En soos ek sê, die Psalm, en soos ons gelees het, begin met 'n pelgrimslied, wat na die opkyk na die berge. Aan die een kant is hierdie beeld 'n poëtiese een, wat ons herinner aan die algemene idee dat God fisies op 'n hoë plek geleë is. Soos op 'n bergtop of op 'n wolke. Dit is immers waar die volk Israel die meeste ontmoetings gehad het met God. Want as ons kyk, interessant, Jerigo lê 1000 meter hoër as, Jerusalem lê 1000 meter hoër as Jerigo. Met ander woorde, mense wat en pelgrims wat opgegaan het na Jerusalem toe, het opwaarts gekyk. En dit kan een deel wees waar dit vandaan kom. Met ander om die lied so te begin, beteken die skrywer van die Psalm Dawid sy versier op God rig vir die reis. Daar is 'n fokus en 'n aandag wat ons herinner aan 'n geestelike reis, waar God voor, in die middel en natuurlik ook reeds by die bestemming is. Maar aan die ander kant, om op te na die berge te kyk, sal ons ook die besef bring dat die pad vorentoe nie noodwendig glad of maklik is nie. Om deur berge te reis, weet ons, verg baie meer fisiese energie en krag. Daar sal meer van jou kragte vereis word, en ook dat jy 'n bietjie harder moet werk om jou bestemming te bereik. Maar berge is ook bekend as minder veilige plekke, want jy kan nie altyd sien wat om die draai is nie. En veral in die antieke tye het heuwels en klipperige passe baie plekke gelaat vir rowers en diewe om in weg te kruip. Dit is waar die struikrowers in dit vandaan kom. So om daar die berge te gaan het sekere gevare ingehou. Sommige kommentaarskrywers is ten gunste van hierdie siening van die Psalm, aangesien verduidelik waarom die vraag wat volg die pleidooi is, waar sal my hulp vandaan kom? Met ander woorde, Here, as ek deur die berge moet reis, waar sal my hulp vandaan kom? En dit gaan voort met 'n sterk bevestiging dat God wat alles geskep het, selfs elkeen van ons individueel geskep het, die een sal wees wat hulp verleen. Hoeveel maal in jou lewe het God nie tot jou hulp gekom nie? Hoeveel male het hy jou nie gered uit 'n moeilike situasies nie, uit wanhoop nie, waar jy eenvoudig teen die planke was? En ook hoeveel male was hy nie daar waar jy in vreugde gejubel het nie? Of die pad maklik of moeilik is, God is daar en ons hulp kom van die Here. Dit is 'n goeie en geruststellende nuus dat ons nie alleen hoef die pad te bewandel nie. Ons hoef nie alleen dinge te doen nie. Die Here is met ons.
So 'n siening herinner ons dat ons glo in God wat almagtig en alwetend is. 'n allesomvattende God, wat nie die skip sal verlaat by die eerste teken van moeilikheid nie. Om die waarheid te sê, ons aanbid 'n God wat die gevare van die berge en die dale van ons lewens in die gesig staar en absoluut ken. En nie sal wankel nie, wat vas staan. 'n God wat in staat en gewillig is en gereed is om te help. Gereed is om te help. My God is so groot. Die grootheid van God, my God is so groot. So sterk, so magtig. Daar is niks wat God nie kan doen nie. Daar's niks wat vir hom onmoontlik is nie. En dit is die kern van hierdie Psalm. Die uitdaging, dink ek, is egter vir ons om God eintlik ons helper te laat wees. Want as ons lees hierso sê hy, niks wat my God nie kan doen nie. Hy eie hom, dis nie ons nie, dis nie hulle nie, my God. So is dit vir elkeen van ons, my God. Alhoewel die herinnering aan God se krag en mag inspirerend is, kan dit ook moeilik wees om dit in ons harte vas te druk. As ons nou eerlik daaroor nadink en eerlik daaroor is dit soms vir ons moeilik om te voel dat ons God in ons harte vas het. Ons doen nie maklik afstand van beheer oor dinge nie. Veral ons dinge in ons eie lewe nie. Sonder 'n geveg of sonder 'n geredde kabel nie. In plaas daarvan te probeer ons op ons eie manier dinge doen en weier selfs hulp wanneer dit redelik beskikbaar is. Want ons wil mos self dinge doen, ons is in beheer, ons kan mos. Die Psalm vra ons om te oorweeg om van hierdie en dit waar ons vasklou te laat los. Laat los daardie dinge wat, laat dit in die hande van die Here. Sodoende sal ons plek hê vir God om 'n groter deel van ons lewensreis te wees. Want as ons die pad saam met hom reis en hom ons reisgenoot maak, dan gaan ons deel. Hy's daar in die tye van die moeilikhede en goeie dinge. Met ander woorde, ons las gaan soveel ligter wees. Dit beklemtoon ons moet opkyk na die berge en weet waarvandaan ons hulp kom. En by die berge bedoel ek die gevare en die pad van die lewe. Hierdie vraag het waarskynlik in elke van ons opgekom op een of ander stadium van ons lewens. Maar as ons hier reis, soos ons pad ry op Nieu-Seeland, as ons kyk hier om ons, en ons kyk op na die berge, dan kom dit baie keer onwillekeurig op. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons weet waar sal hulp vandaan kom. Absoluut, ons weet dit. Ons kyk na uitdagings en struikelblokke wat voor ons lê, en ons voel soms hulpeloos en oorweldig. Maar hierdie Psalm herinner ons daaraan dat ons hulp nie uit die bergtop uitkom nie, maar van die Here, die skepper van die hemel en aarde. Hy wat die ewige koning is gereed en bereid. Hy's wag vir ons. Hy's daar vir ons. En waar ons nie kan loop nie, draai ons. Dan kan ons met volle vertroue sê, my hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Nou geliefdes in die Here, dit herinner ons aan 'n alomwetende aard van God. Sy aard van alles weet, alles verstaan, almagtig. Hy het die hemel en die aarde geskape, die biljoene van die klein mikroskopiese dinge tot die almagtige groot planete in die sterrehemel met biljoene. Hy het dit alles geskape, so niks is vir hom onmoontlik nie. En baie keer wil ons dit in ons koppe kry dat niks vir God onmoontlik is nie. Ons mag dink dat ons moeilike en onoplosbare probleme het, maar vir God is geen uitdaging te groot nie. Hy wat die son, die maan en die sterre in plek hou, sal ons ook versorg en beskerm, en hy sorg vir ons, en hy beskerm ons waar ons sit, hier vanmôre, waar ons luister, waar ons leef, waar ons beweeg. Nou, hoe sal hy ons versorg en beskerm, mag ons vra? Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Wat 'n gevare? Gevare wat jou siel van hom af kan wegneem, wat jou ewige bestemming kan beïnvloed. Want dit is waaroor dit gaan, die ewige lewe. Hierdie woorde bring vir ons gerusstelling,
in die feit dat God nie net 'n bystaander in ons lewens is nie. Nie dat hy iemand is wat net daar staan en kyk nie, maar dat hy aktief waak oor ons welsyn. Want hy is ons getroue bewaker wat nooit rus of slaap nie. Hy's God, hy het dit nie nodig nie. Selfs in die donkerste tye van ons lewens, wanneer ons moeg en oorweldig voel, is hy daar om ons te dra en te ondersteun. Hy sal ons voet vas laat staan op die rots van sy waarheid en geregtigheid. En ons weet tog, as jy op 'n rots staan en jy kyk uit ergens, of jy gaan deur koele water en jy stil op 'n rots en jy gaan van een rots na die ander, jy weet jy staan vas, dis 'n vaste fondament. Want hierdie fondament is God wat teenwoordig is in ons lewens. Sy teenwoordigheid is soos 'n skadu, wat ons beskerm teen die hitte van die lewe se struikelinge. Met ander woorde, hy is daar om ons te lei en te beskerm, om ons te troos in tye van verdriet en pyn. Al mag ons dalk duisterlike oomblikke belewe, hoef ons nie te vrees nie. God is by ons. En as ons jubel van vreugde en spring en uitbasyn dit wat ons lewens goed gebeur het, ons harte klop van die vreugde, vol plesier en dankbaarheid. God is ook daar, God is ook hier. Nie net in die moeilike tye nie, in die goeie tye, in die wonderlike tye, waar hy vir ons dinge gee, wat ons weet, Here, dankie vir u leiding, dankie vir u genade. En dan kom die psalmis en sluit af met die woorde, die Here sal jou beskerm teen alle gevare, jou lewe sal hy beskerm, hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd, nie môre, oor en môre, okay, ek hou nie meer van jou nie, jy staan op een kant toe, ek gaan 'n ander maat soek. Nie soos dit in die lewe gaan, vandag is jy okay, môre is jy nie okay nie. Van die mense, die wêreld dink anderste, maar God sal vir jou daar wees vir nou en vir altyd. Wat 'n wonderlike gedagte. Die Here is met jou, met my, met elkeen van ons, vir nou en vir altyd. Altyd, altyd, altyd. Hierdie slotverse bring 'n sterk bemoedigende boodskap van God se volgehoue sorg en beskerming. Die Here is nie net in staat om ons te help, soos gesê het in 'n oomblik van krisis nie, maar hy is gereed om ons uit elke vorm van onheil te red en ons siele te bewaar. En dit is waar dit gaan. Hy is by ons in elke stap van ons lewensreis, in elke oomblik waar ons vertrek, in elke oomblik waar ons arriveer. Daar is geen oomblik waar ons alleen is nie, want God is met ons, nou en vir altyd. Maar wat van die hier en die nou, wonder jy dalk? Hoe help God eintlik? Vra vir die psalmdigter. As ons hierdie psalm weer mooi lees, ons sien 9 keer in die 8 verse, praat die psalmdigter oor God as bewaarder op een of ander manier. Om onderhoud te word impliseer 'n vlak van sorg en aandag wat net deur liefde kom. Want jy onderhou en sorg vir iets as jy geen liefde daarvoor het nie. Skrywer Robert Fisher werk op. Daar's 'n groot verskil tussen om te hê en iets te bewaar. Byvoorbeeld, ek het 'n gunsteling trui. Dis my besitting. Kom ons sê ek het dit. Maar ek het byvoorbeeld my hondjie. Hy is nie bloot 'n besitting nie, hy is my geliefde hond. Hy is vir my dierbaar. Daarom waak ek of in hakkies bewaar ek hom. Nie om my en wil nie, maar om syne ook. Ek beskerm teen seer kry, want as hy ly, dan ly ek ook, dan kry ek ook seer vir sy part. Net so hê God ons nie net nie. God bewaar ons. Om God se geliefdes, ons is God se geliefdes. En onmeetbaar, dierbaar vir God. Ons is nie net besittings in die oë van die Here nie, want as ons ly, maak dit God ook seer. In Psalm 121 lofsing die feit dat die Here ons bewaarder is. Ek sluit af. Laat ons nie toelaat dat vrees en wanhoop oor ons heers nie. Nee, laat ons volle vertroue en geloof in God versterk dag na dag. Hy is die bron van ons hulp en krag. Hy is die bron van ons vreugde, van ons goeie dinge, van ons deel, van wie ons is en wat ons is. Mag ons oë ophef na die werke, die uitdagings wat voor ons lê, en met vaste oortuiging sê, ek kyk op na die berge, my hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. U en ek moet ons harte en lewens daagliks aan hom toewy.
in volle vertroue op sy volle onfeilbare sorg en beskerming. Die pad wat ons behandel is in sy vrede en versekering dat die Here altyd met ons is op daai pad, maar ook dat hy ons lewenslank sal bewaar. Nou geliefdes, God is daardie vesting wat nooit sal misluk nie. Die standvastige, kom ons sê vriend wat altyd daar is om te help. Die een wat ons op kan vertrou met selfs ons grootste dinge. Want onthou, bewaar beteken jou lewe sal jy beskerm. En wat is jou lewe? Jou lewe is jou siel. Want hy is daar met ons suksesse as ook ons mislukkings. Met die wete dat God ons op die ou en steeds sal lief hê. En regtig, ons weet, partykeer dink ons, Here, hoe kan U vir my lief wees? Hoe kan U hierdie sondige mens lief hê? Hoe kan U keer op keer my vergewe? God is altyd daar, hand uitgestrek met 'n hart wyd oop gereed om te help. Dit is 'n genadegawe. Dit is 'n geskenk van liefde. Dit is 'n gawe van hulp, gereed vir ons om te aanvaar. Ons lewens hang daarvan af. Neem dit, koester dit in jou hart. Maak dit jou eie. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, Here. Laat U koninkryk kom. Maar Here, ons vra ook dat U wil geskied in die hemel, so ook hier op die aarde. Ons is afhanklik van U, Here. Wat ons is, wat ons doen, waar ons beweeg, is alles in U hande. En Here, ons dank U daarvoor. Want dit is 'n wonderlike gedagte wat ons nie altyd, ek wil sê, ons harte bewaar en ons siel byhou nie. U is daar, U beskerm ons, Here. Vergewe ons sondes en oortredinge. Here, mag gaan met ons in die week wat voorlê. Gaan met elkeen van ons waar ons ook al mag gaan, die pad wat ons bewandel, die pad wat U ons opstuur, Here. Laat ons dit met 'n glimlag van vrede in ons gemoed loop daai pad, Here. Want dit beteken ons vertrou op U. En ja, partykeer is die glimlag nie daar nie, maar ons hart kan ons steeds van vreugde jubel. Here, U is met ons. U beskerm ons. U bewaar ons. Ons vra hierdie dinge nie omdat ons dit verdien, Here, maar ons smeek dit enkel uit genade. Amen. Geliefdes, ons slotsang vanmôre kom uit Psalm 11. By God sal ek veilig wees. Veilig wees. By God sal ek beveilig wees, my skuilings is die Heer. Hoe kan ek dan nog iemand vrees, wie durf dan nog beweer? Die goddelose spel gevaar, hy hou die pyl reeds teen die snaar. Om die
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle beskerm, die Here sal julle seën. Die Here sal tot hul redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie vir almal wat ingeskakel het en mag julle 'n wonderlike Sondag geniet en alles wat goed en mooi is. Dankie Pieter, selfs vir julle almal, Herman en Pieter, Dankie Olof, sterkte daai kant. selfs vir julle man, lekker dag. Skyn die son in Gisborne. Ja, nee, ons het 'n bietjie sonskyn Pieter. Ons Ja. kan 'n bietjie vleis braai vanmiddag. Sê, klink vir my reg. Stuur maar 'n choppie oor, jong. Ja, nee, Herman wil mos nie kom nie en jy wil ook mos nie kom kuier. So ja, nou sal ons maar alleen braai. Jy het gesê jy gaan die pad eers bou vir my. Jy sien, ja nee, die pad is nog 'n probleem. Sê, wees sterkte Olof, groete vir Nadia en die kinders. Selfs Pieter, selfs daai kant hoor. Hey. Bye bye.